Baie welkom by vandag se videoles, nog steeds oor algemene trigonometrie en vandag spesifiek oor reduksie of herleidingsformules. Reduksie is die proses waardeur 'n triegverhouding met 'n hoek wat groter is as 90 grade herskryf word as 'n triegverhouding met 'n skerp hoek. As ons nou na 4 spesifieke hoeke gaan kyk, elkeen van hierdie hoeke kom in 'n spesifieke kwadrant ook voor. 30 grade in die eerste kwadrant, 150 grade in die tweede kwadrant, 210 grade in die derde kwadrant en 330 grade in die vierde kwadrant. As jy gou jou sakrekenaar vat en daarmee uitwerk wat die waarde van sin 30 grade is, dan kry ons die verhouding van 1/2 'n half. Sin 150 grade gaan vir jou antwoord gee van ook 'n half. Sin van 210 grade ook 'n half, maar die teken is nou anders, minus 'n half. Sin 330 grade ook minus 'n half. Nou hier sien ons die verhoudings is die heeltyd dieselfde en ons gaan nou kyk hoe kom ons daarby uit. Die tekens word natuurlik bepaal deur ons kaastdiagram, wat onthou dis die 4 kwadrante. Soortgelyk kan ons vir cos 30 ook gaan uitwerk met behulp van die sakrekenaar en ons kry die verhouding vierkantswortel 3 gedeel deur 2. Vir cos 150 in die tweede kwadrant, volgens die kaasdiagram gaan dit 'n negatief vierkantswortel 3 op 2 wees. Vir die derde kwadrant, 210 grade, gaan cos se verhouding ook minus vierkantswortel 3 op 2 wees. En in die vierde kwadrant kry ons die positiewe verhouding. Soortgelyk vir tan van al hierdie hoeke, tan 30 grade in die eerste kwadrant, geef ons die verhouding vierkantswortel 3 gedeel deur 3. In die tweede kwadrant gaan ons die negatiewe verhouding kry. In die derde kwadrant positief. En in die vierde kwadrant weer die negatiewe verhouding. Voorgestel lyk die hoeke as volg. 30 grade in die eerste kwadrant is net die doodgewone positiewe 30 grade. Die 150 grade in die tweede kwadrant kan ons kry deur vanaf die x-as die 180 grade minus 30 grade te gaan doen. Vir die derde kwadrant, 210, is dit dan 180 plus 30 grade. Vierde kwadrant, 330, is dan die 360 minus die 30 grade. Let daarop dat ons die heeltyd met die x-as se waardes gewerk. Dit beteken, ons kan nou met behulp van die kaasdiagram dit gaan herskryf. So vir 30 grade in die eerste kwadrant, weet ons gaan al my hoeke positief wees. In die tweede kwadrant, 180 minus 30 is net sin positief. In die derde kwadrant, 180 plus 30 gaan die tan positief wees. En in die vierde kwadrant, 360 minus 30 gaan net die kosverhouding positief wees. Nou kan ons basies daai 30 grade met enige tipe hoek vervang en ons gaan dit hier benoem met die Griekse letter theta. Theta, gewoonlik 'n skerphoek, positiewe skerphoek in die eerste kwadrant. Vir die tweede kwadrant sal ons dit herskryf as 180 grade minus theta. Vir die derde kwadrant, 180 grade plus theta. En vir ons vierde kwadrant, 360 grade min theta. Teken word bepaal met behulp van die kaasdiagram. So as ons vinnig weer kyk, die eerste kwadrant plus theta is dan nou net die theta. Vir die tweede kwadrant is dit die minus theta wat ons gaan werk. Ons kry die 180 min theta, wat beteken, daar gaan ons net kry dat net die sinverhouding is positief. In die derde kwadrant, 180 plus theta, kry ons net die tan is positief. En die vierde kwadrant is dit dan net die kosverhouding wat gaan positief wees.
Wanneer ons spesifiek kyk na gekwadreerde triegverhoudings, is daar 'n baie spesifieke reël wat ons kan toepas elke keer wat ons 'n soortgelyke som kry. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld in meer gedetail. Sin kwadraat van 'n hoek 180 grade plus theta beteken dat hierdie hoek gaan spesifiek in die derde kwadrant lê. Kom ons herskryf hierdie uitdrukking. As ons hierdie uitdrukking gaan herskryf, waar ons die sin 180 grade plus theta in blokhakkie sit met die kwadraat buite die blokhakkie. Fokus eers op die gedeelte in die blokhakkies. Sin van 180 grade plus theta is 'n hoek in die derde kwadrant. Wat weet ons van sinverhoudings in die derde kwadrant? Dit gaan negatief wees. Pas na jou eksponentwette toe, waar die kwadraat na die minus, sowel as die sin theta gaan. 'n Minus gekwadreer is 'n plus, sin kwadraat, theta. Nou, omdat tekens altyd positief sal wees vir 'n kwadraat, maak dit nie saak in watse kwadrant jy gaan werk nie. Die oomblik wat jy met 'n gekwadreerde triegverhouding werk, gaan jou finale antwoord altyd 'n positiewe verhouding van daardie trieg wees. Kom ons bestudeer die volgende voorbeeld. Die volgende uitdrukking word vir ons gegee met die opdrag om te vereenvoudig. Om te kan vereenvoudig, moet ons eers al hierdie triegverhoudings gaan skryf as 'n verhouding met 'n enkele hoek. Jy begin puntgewys, begin linksbo met die teller en eindig dan met die noemer. Eerstens, tan 360 grade minus x. 360 grade minus x lê in die vierde kwadrant, en wat weet ons is tan in die vierde kwadrant? Tan is daarso negatief. 180 grade plus x is in die derde kwadrant, en tan in die derde kwadrant is positief, en tan kwadraat, onthou die gekwadreerde verhouding, gaan vir jou altyd 'n positiewe tan gee. Met ander woorde, as ons nou dit verder, elke verhouding so in hakkies gaan sit, dit wat ons kry, en van hier af dan finaal vereenvoudig, dan kry ons minus tan kwadraat x, en dan die positiewe tan kwadraat x in die noemer, en dit gee dan vir my 'n vereenvoudigde antwoord van minus 1. Jy het nou die geleentheid om self huiswerk te doen, werk deur die voorbeelde in die handboek, en dink mooi, teken vir jouself 'n rowwe kaastdiagram aan die bokant van jou oefening neer, en gebruik dit om elkeen van jou somme te gaan oplos. Sterkte, geniet dit!